Die Here nooi ons in sy teenwoordigheid in. Kom nou almal nader. En terwyl ons naby aan hom is, kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om vanoggend hier te kan wees. Hier as familie saam aan tafel. Ek dink nie ons besef aldag wat 'n voorreg dit vir ons elkeen is nie. So dankie Here, dankie vir hierdie geleentheid. Dankie vir elke persoon wat vanoggend hier sit. Wat smag na u teenwoordigheid soos wat ons gesing het. Wat net vir 'n oomblik stilte, genade, vrede wil beleef. Here, skenk dit vir ons. Mag ons dit regtig voel. U nabyheid, u teenwoordigheid, u vrede. En mag dit ons deurdrenk saam met die gees van die waarheid wanneer ons nou uit u woord gaan lees. 'n Gedeelte wat ons dalk nie so goed ken, Here, wat dalk vreemd op die oor klink, maar wat soveel rykdom vir ons het. En mag ons dit uitleef so ver ons gaan. In u wonderlike naam, Jesus Christus, wat vir ons die groot genade kom bewys het, bid ons dit. Amen. So toe ek nou donderdag my liturgie moet ingee en ek dink bietjie na oor wat ek oor wil preek, toe is ek nou baie braaf en ek sê so ewe Joshua 5 en 6. Ek weet nie wie van julle hou daarvan om voor die tyd te gaan lees in voorbereiding nie, maar dit is nogal baie. So ons gaan net Joshua 5 lees vandag. Ek hoop julle sal my vergewe daarvoor, maar daar gebeur baie. En dit is 'n weer teks. Ek gee sommer nou al die disclaimer. Dit praat oor die besnydenis. En vir ons as Christene is dit nou 'n bietjie vreemd om daaroor te praat, maar dit sê iets ongelooflik van die reis waarmee die Israeliete besig was na die woestyn. Want onthou nou, hulle was nou vir 40 jaar in die woestyn, hulle sien die beloofde land, hulle is uitgekamp nou, die einde is daar, hulle sien dit raak, hulle moet nou net ingaan. Dis net voor die gebeurtenis waar hulle om Jerigo se mure moet stap, sodat die mure val en hulle kan binne gaan. So hulle is nou in hierdie tussentyd, klaar met die woestyn, voor die beloofde land, en dan sit hulle daar, en dan hoor hulle hierdie in Joshua 5. Toe al die konings van die Amorite wes van die Jordaan, en al die konings van die Kanaaniete aan die see hoor, dat die Here die water van die Jordaan voor die Israeliete laat opdroog het, sodat ons kon deurgaan, het hulle harte van angs verstyf, en het hulle nie meer moed teen die Israeliete gehad nie. In die tyd het die Here vir Joshua gesê, maak vir jou klipmesse en besny die Israeliete, daar moet weer besnydenis wees. Joshua het toe vir hom klipmesse gemaak en hy die Israeliete besny. Die plek is genoem die heuwel van die besnydenis. Die rede waarom Joshua die besnydenis moes uitvoer, is die volgende. Die hele volk wat uit Egipte getrek het, die mans, al die weerbare manne, is op pad in die woestyn dood met die uittog uit Egipte. 'n Generasie is oorlede. Al die mense wat destyds getrek het, was besny, maar die mense wat in die woestyn onderweg gebore is tydens die uittog uit Egipte, was nie besny nie. Die Israeliete het 40 jaar lank in die woestyn rondgetrek, totdat die hele nasie uitgesterf het. Dit wil sê die weerbare manne, wat uit Egipte getrek het, en ongehoorsaam was aan die opdrag van die Here. Dis hoekom hulle 40 jaar in die woestyn was. Hy het destyds 'n eed afgelê dat hulle nie die land sou sien wat hy met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het om aan hulle te gee nie. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Hy het daardie mense se kinders in hulle plek gestel en vir hulle het Joshua besny, want hulle was nog nie besny nie. Hulle is nie langs die pad besny nie.
Nadat die hele nasie klaar besny is, het hulle eers in die kamp gebly tot hulle gesond was. Die Here het vir Joshua gesê, vandag het ek julle bevry van die smaad wat van Egipte se tyd af op julle rus. Joshua het die plek toe Gilgal genoem en dit is vandag nog die naam. Terwyl die Israeliete nog in Gilgal in die kamp was, het hulle die Paasfees daar in die Jerigo vlakte gevier, op die 14de van die maand in die aand. Die oggend na Paasfees, presies op die dag, het hulle ongesuurde brood en gebraaide koring van die opbrengs van die land geëet. Daardie oggend toe hulle van die opbrengs van die land eet, het die manna weggebly. So tot op daardie punt toe was daar nog manna uit die hemel. Daar was nie weer manna vir die Israeliete nie. Hulle het daardie jaar van die land Kanaan se eie oes geëet. Joshua was naby Jerigo en toe hy sien, staan daar 'n man voor hom met 'n ontblote swaard in die hand. Joshua het na hom toe gegaan en hom gevra, is u aan ons kant of aan ons vyande sin? Nee, sê die man, ek is die aanvoerder van die leer van die Here, daarom is ek hier. Joshua het diep gebuig en vir die man gesê, wat wil u aan my, u dienaar sê? Toe sê die leeraanvoerder van die Here vir Joshua, trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is 'n gewyde plek. En Joshua het dit gedoen. 'n Mooi oorgang van Moses na Joshua, né? 'n wonderlike gedeelte eintlik. Nou daar sekere definierende oomblikke in elkeen van ons lewens, né? Goed wat jy vir ewig sal onthou. Goed wat in jou lewe gebeur het wat jy nooit maar nooit sal vergeet nie. Facebook herinner my nou die dag toe ek my heel eerste offisiële aanbod van vaste werk gekry het. Yes, ek het goed gevoel. Ek sê, nou is ek 'n groot mens, ek het nou 'n werk. En dit was nogal 'n bietjie 'n ding, want ek het klaar geswat en ek het gewonder wat nou, bietjie aansoek gedoen en so aan. En toe ek nou die aanbod kry, toe gaan eet ons almal roomys. Dit is baie belangrik dat dit moet gebeur, ons moet dit gaan vier. So al my chommies is genooi en ons is baie jonk. Maar dit is so 'n definierende oomblik in my lewe wat ek vir altyd sal onthou. Ek was so opgewonde daai dag. Ek het almal gebel en gesê, ons gaan nou roomys eet, ons moet dit vier, want toe ek nou nog 'n arm student, ek kan nie gaan uit eet nie. So dit is regtig nostalgies, hierdie Facebook memories wat hulle vir jou wys. En party van hulle is minder lekker om te sien as ander, maar meeste van hulle is darm lekker om te onthou en te sien. So dalk draai gou na mekaar toe en dan vertel jy dalk vir jou buurman of buurvrou, wat is so 'n oomblik in jou lewe? Dalk kan jy ook onthou wat jou eerste werk was, wat was jou eerste paycheck? Daai tipe van goed, wat is een oomblik in jou lewe wat jy regtig goed kan onthou, en wat jy nooit sal vergeet nie? Deel gou met die persoon langs jou. Is daar iemand wat met ons wil deel? Wow! Well done, Andre. Het julle gehoor?
toe hy sy eerste kar gaan optel, het hy 'n soet en 'n taai gedra. Ja, wel dan Andrei, dit was 'n groot gebeurtenis. Ja, netjies. So het ons sulke oomblikke in ons lewe, nê, wat ons regtig altyd sal onthou. Daar's ook natuurlik ontmoetings wat ons deurgaan in ons lewens, van mense, wat een of ander impak in ons lewe het, en wat ons onthou, maar die mense is dalk nie meer in my lewe nie. Dalk al oorlede, of dalk het die vriendskap nie uitgewerk nie, of wat ook al die geval mag wees, maar daardie persoon het ook 'n blywende effek in jou lewe gehad. Of dit nou ten goeie of ten kwade was, dit het 'n effek op wie ons is as mense. Hendrien wat vandag hier staan, is natuurlik nie die Hendrien van 10 jaar terug nie. Daar het baie gebeur en baie mense in my lewe gekom, wat maak dat hierdie persoon vandag op 'n manier is en doen. Ek hou nogal daarvan, julle weet dit seker nou al baie van my, ek hou daarvan om al die documentaries op Netflix te kyk, die documentaries. En een van hulle was eintlik verskriklik geweest. Dit was The Worst Roommate. Daar's 'n nuwe season uit vir die van julle wat kyk. En een van die stories was van 'n ouer vrou wat 'n boardinghuis gehad het vir veterane. Mense wat soldate was of in die army was of wat ook al. En sy het voorgegee dat dit die beste plek in die hele wêreld was. Hierdie mense word versorg, hulle kry kos, en dan verdwyn een, en dan sê sy maar nee, maar hulle het nou maar net weggeloop, of die familie het hom kom haal, of wat ook al, en dan verdwyn nog een, en toe kom dit uit dat sy hierdie mense vermoor het, en sy het hulle pensioene vir haarself gevat. Nou dit is 'n voorbeeld van mense wat nie 'n goeie impak het op jou lewe nie, okay? As jy voel iemand is besig om jou vir 'n rooi te vat, dit is waar. Leave it. Maar so het almal van ons hierdie mense om ons en hierdie gebeurtenisse in ons lewens wat hierdie regtig groot impak in ons lewens gehad het. 'n Troudag, 'n kind se geboorte, 'n nuwe werk, 'n nuwe kar. Dit maak die lewe partykeer onverwags. Partykeer is dit goed en is daar 'n nuwe avontuur wat vir ons wag, en partykeer minder goed. En is die avontuur eintlik nie iets waarvoor ek gevra het of eintlik wil hê nie. Maar enige tyd en op enige oomblik kan ons lewe so vinnig verander. Iets beslissend kan gebeur en jou hele lewe vat 'n ander roete as wat jy verwag het. Nou Joshua 5 vertel ietsie daarvan. Daar's eintlik baie wat gebeur in daai hoofstuk wat ons gelees het. Israel se hele roete word ingrypend verander op die manier wat die Here met hulle werk. Na die swaar kry en Egipte en die woestyn is hulle uiteindelik in hierdie mooi land. En die beloofde land is net daar, hulle is deur die Jordaan, hulle is uitgekamp hier voor die beloofde land. En hulle maak gereed om hierdie land in te neem. En dan gebeur 3 dinge. Party van dit groot, party van dit minder so. Maar dis beslissend. Hulle lewe sal nooit ooit weer dieselfde wees nie. Nooit ooit sal die dinge wees soos wat hulle gedink het dit gaan wees of gaan aanhou doen nie. Want jy kan jouself nou indink, as jou lewe vir 40 jaar lank swaar kry was, deur 'n woestyn moet trek, nie altyd weet waar die kos vandaan gaan kom nie, dalk het jy in jou eie lewe so woestyn ook beleef van jare en jy weet net nie, gaan hierdie ding uitwerk nie. En jy dink dit is jou voorland vir ewig, dat die swaar kry net vir altyd sal aanhou. En so hulle sit hier op die oewer en kyk na dit wat vir hulle beloof word. En ek dink nie hulle het besef dat dit wat nou gaan gebeur met hulle gaan gebeur nie. So kom ons probeer bietjie die prentjie sien wat hierdie skrywer vir ons teken. Die eerste gebeurtenis lees ons in die eerste deel van Joshua vers 2 tot 9. Ons sien klipmesse. Die volk word in opdrag van die Here deur Joshua besny
die doop, julle kan nou dit vergelyk met die doop in ons terme, en vir ons klink dit nou dalk na 'n grillerige besigheid, maar vir Israel was dit 'n kritiese, belangrike oomblik. Die ou is verby, die nuut het gekom. In ou Israel was die besnydenis 'n sigbare teken van die Here se beloftes, van die Here se teenwoordigheid, van alles wat hy al beloof het vir sy volk, en dat hulle kon tasbaar weet, deur die geskiedenis was hy hulle God, en in die toekoms gaan hy nog steeds wees. En ek dink vir hulle in die woestyn moes dit 'n baie eensame ervaring gewees het, vir juis hierdie nuwe generasie, wat nie daardie teken ontvang het nie. Jy behoort, jy het deel in die verbond, en in die woestyn gebeur dit nie. En hier gebeur dit nou. So aan die kant van die beloofde land. Dit moet gebeur, julle het deel. Julle is deel van die nuwe verbond. Ek sal julle nooit ooit laat vaar nie. So dis absoluut 'n beslissende oomblik vir die volk. Hulle het nou deel. God trek 'n streep deur die verlede en sê, dit is verby. Ons gaan nou vorentoe beweeg. Ek gaan julle nie die sondes van julle ouers toereken nie. Ek doen hierdie nuwe ding met hierdie nuwe generasie. Mag julle weet, ek is by julle in alles wat julle nou gaan aanpak. In vers 9 sê hy dit spesifiek. Hy sê, die besnydenis laat die smaad en die skande van die verlede weggeneem word. Die letterlike woord daar sê weggerol. Jou sondes en die skuldgevoel en die smaad word alles van jou af weggerol. Dit is 'n pragtige prentjie wat geskets word. Israel is nuut. Die verhouding is weer nuut. God doen hierdie mooi ding vir die volk, wat ek dink die volk nie verwag het nie. Ek dink hulle het gedink, ag Here, okay, ons sal nou maar hierdie ding aanpak sonder U. En hy kom en sê, nee, het julle al vergeet, dat ek selfs in die woestyn, toe ek so kwaad was vir julle, by julle was. Die klipmesse en die besnydenis was 'n keerpunt in Israel se storie. Ons hoor ook natuurlik iets van ons eie storie daarin, as ons dink aan Jesus en die lyding wat hy moes deurgaan, die dood en ook die opstanding. Dat ons ook deel het in iets nuuts. Dat die sonde en die smaad en die skuld en alles van ons ook af weggerol is. Die rooi groot klip deur weggerol is. Ons het deel in die nuwe lewe, deel in die nuwe verbond. Absoluut soos die Israeliete ook gehad het. So wat ook al met ons gebeur in ons lewens, met hierdie groot oomblikke en die klein oomblikke en die mense om ons wat goed en kwaad doen, die kruis en die opstanding is natuurlik vir ons bakens, sleutelgebeurtenisse wat ons dra daardeur. Wat tasbare tekens is vir elkeen van ons, dat ons ook weet ons het deel in die verbond. Dat ons weet, ons is nooit weer alleen nie. Ons gaan van dood na lewe, van oordeel na genade, sonder hoop na eindelose hoop. Genade op genade ontvang ons elke keer. So dis die eerste ding wat gebeur. Die besnydenis, die nuwe begin, wonderlik. Die tweede ding wat gebeur is die Pasga, die Paasfeesmaaltyd. Dit was vir hulle belangrik om nog steeds die fees te hê, al is hulle nou nog nie in die beloofde land nie. En dan gebeur hierdie regtig wonderlike ding. Hulle vier die uittog uit Egipte, hulle is nou daar, die belofte het waar geword, hulle moet nou net amper deurgaan. Hulle wag vir die Here om vir hulle te sê wat om te doen.
En dan geniet hulle vir die heel eerste keer die vrug van die land. Die gebraaide koring uit hulle eie oes, die brode wat daarvan gemaak is. En hulle kry nie meer manna uit die hemel nie. Manna was woestynkos. Dit het gegaan saam met dit wat verby is. Die woede, die kwaad, die oordeel. Manna was woestynkos. Nou het hulle brood, ongesuurd, gebraaide koring, dit wat die nuwe land vir hulle gegee het. Dis 'n nuwe tyd van vertroue, van gehoorsaamheid, van weet, ons het nou hierdie ding gedoen en die Here doen dit saam met ons. Die belofte van ouds, ek het julle gelei uit Egipte uit. Die verbond is daar. Dis 'n nuwe begin, al verdien die Israeliete dit nie noodwendig nie. En ek waardeer dit so, hierdie verhaal van Joshua en die Israeliete, want ek dink nie enigeen van ons verdien die genade nie. Ons verdien nie om aan tafel te sit nie, maar ons ontvang dit nietemin. Ons is deel. Ons het dit. Dis 'n klein oombliekie, daai Sabbat waar hulle die Pasga vier, maar 'n groot oomblik, 'n beslissende een. En dan is daar 'n derde ding wat gebeur. Joshua ontmoet hierdie man met die swaard, wat vir ons baie vreemd klink. Daar's baie vrae oor hierdie kort paar verse aan die einde van hoofstuk 15. Wie is hierdie man? Is hy dalk 'n engel? Het Joshua dit gedroom? Maar Joshua se ervaring wys vir ons so baie ooreenkomste met Moses sin ook. Wanneer hy God ontmoet in Eksodus 3, trek jou skoene uit, dis gewyde grond. En ek dink dit wys vir ons dat Joshua, die nuwe leier van die Israeliete, wat gekies is deur Moses en hulle in die beloofde land moet inlei, dat hy ook hierdie unieke spesiale ontmoeting gegeen word met God, die leeraanvoerder van die Here. Dis nog 'n beslissende oomblik. God verskyn op die vooraand van die inname in Jerigo aan Joshua. En hy verskyn as iemand dat Joshua sal weet, dit wat hulle gaan doen en dit wat hulle gaan poog, suksesvol gaan wees. Saam met die Paasfees, saam met die besnydenis, is dit 'n ding wat hulle absoluut herinner. God se genade het julle nooit gelos nie. So Joshua trek sy skoene uit en hy doen dit as simbool van oorgee. Hy vertrou. Dit wat hulle gaan doen, hierdie nuwe verhouding wat hulle het met God, met al hierdie beslissende oomblikke wat hulle nou het aan die ander kant van die Jordaan, wys hy vir die Here, ek vertrou. Ek gaan doen soos U sê, want U het ons nou nog nooit in die steek gelaat nie. Nou min van ons het al sulke besondere ontmoetings met die Here gehad, as ons dink aan die groot profete en die groot leiers van Israel. Niemand van ons het nou al 'n brandende bos gehad en gesê, spreek Here, U dienaar luister nie. Maar ons het ander oomblikke waar ons beslissend kan sê, die Here was daar. Deur sy woord, die skoonheid van die natuur, in die gelaat van die weerlose, en in die oomblikke waar mense help, sonder om enigiets terug te verwag. Wanneer hy ons ontmoet, is dit nie om ons te oordeel en ons te straf die hele tyd nie, maar juis om ons te verseker dat hy by ons is in daardie oomblikke. Ons pak nie die uitdagings van die nuwe land, die nuwe uitdagings wat elke dag op ons pad kom, alleen aan nie. Ons het mense om ons wat ons help en lei, troos, en die Here en die Heilige Gees wat ons help en lei en troos.
Ons kan op sy liefdevolle teenwoordigheid en sy betrokkenheid reken, op sy genade. Thomas Cole, 'n Amerikaanse kunstenaar, het 'n reeks van 4 skilderye geskilder in die 1840s, om juis hierdie fases van 'n mens se lewe uit te beeld. En wat vir my so mooi is daarvan, is dat in elke fase van 'n man, hy het nou 'n man geskilder, 'n man se lewe, is hy nie alleen nie. Hy skilder hierdie as, daar's nou 'n klein kindjie in die bootjie, as julle nie mooi kan sien nie, en saam met hom sy beskermingsengel. 'n teken van die Here se teenwoordigheid, selfs van die begin af van jou lewe. En daar moet jy die wêreld invaar as 'n kind. En dan skilder hy hierdie ding van, jy's nou in jou jeug, jy gaan die wêreld aanpak, jy het soveel energie en lus en jy doen dit. En die beskermingsengel is swaar in die agtergrond nou, maar nog steeds daar. Hy laat jou toe om te doen wat jy moet en wat jy gaan doen in elk geval, maar die Here is daar. Lei, troos, help. En dan wanneer jy 'n volwassene is, en hierdie was vir my so treffend, wat hy self skryf, hy sê, in manhood, the adult relies on prayer and religious faith to sustain him through rough waters and a threatening landscape. So die aarde en die wêreld waarin ons leef is bedreigend. Ons almal ervaar dit op een of ander manier. Ons het juis net Woensdag weer daar gepraat by die Bybelstudie. Maar die Here is by jou. En jy het 'n stukkie verantwoordelikheid om daardie verhouding, daai nuwe verhouding waarin ons deel het, daai genade, ook aan die gang te hou. Met jou geloof en jou gebed. Maar tog is die Here daar. En dan, heel aan die einde van ons lewens, begelei die Here ons na ons finale bestemming toe, die ewige lewe. Dit was vir my so treffend, hierdie 4 skilderye, wat hy oor 2 jaar, 3 jaar geskilder het. Wat net ietsie daarvan sê van in jou lewe, in al die fases van jou lewe, mag jy dalk voel jy's alleen, maar jy is nie. Daar's altyd 'n Here, daar's altyd 'n iemand agter jou, langs jou, voor jou, om jou. Net wanneer jy dit nodig het. Nou ons lewensfases lyk nie aldag so idillies soos Thomas Cole se skilderye nie. Partykeer is dit morsig en moeilik soos Joshua en die Israelitiese. Maar in meeste gevalle sien ons 'n stukkie van die Here se genade in hierdie oomblikke en lewensfases. Dis nie net klipmesse en seer nie, maar ook mense wat troos en daar is in die seer. Daar's 'n belofte dat die skuld en smaad weggerol word. Die ou is verby, die nuwe lê voor. Die manne hou op, maar dit beteken nie die kos hou op nie. Ons ontvang ons daaglikse brood op ander maniere, dalk net wanneer ons dit nodig het. En dis ook 'n uitnodiging om met God en met mekaar nuut te begin. Soos met elke uitnodiging ook na die nagmaaltafel. En dan 'n man met 'n swaard, wat vir ons so mooi kom wys, die Here gaan voor ons, om ons paaie gelyk te maak. 'n Ontmoeting met die Here, wat bemoedig, sterk maak, juis wanneer ons dit net nodig het. Ek is verseker nie een van die mense wat hou daarvan om te sê, of om die silwer randjie in elke donker wolk te sien nie. Ek dink nie dit is reg nie. Partykeer is die lewe net regtig nie lekker nie, en ons moet dit ook maar aanvaar. Maar partykeer weet ek, en ek weet julle weet, dat in party oomblikke is daar regtig die hand van God te sien.
Is daar tye waar daar mense was wat 'n stukkie liefde en genade gebring het net wanneer ons dit die nodigste gehad het. Wanneer 'n bord kos op ons pad gekom het, wanneer ek net nie die krag gehad het om dit self te maak nie. Nie elke keer nie. Dink nie ons sien dit elke keer nie. Maar ons sien dit baie keer. En ons word uitgenooi, soos die Israeliete, om hierdie oorgangsfases en hierdie oomblikke, klein en groot, raak te sien. Dit het die geskiedenis van die Israeliete en die storie van die volk onherroepelik verander. Is nuut, vars, die ou is verby. Hoeveel te meer kan dit nie joune en myne ook verander nie. Amen. Soos altyd gaan ek so 'n kort oomblik van stil gebed gee en dan gaan ons oorbeweeg na die nagmaaltafel. Here, dankie dat U ook in hierdie oomblik, by hierdie tafel, by ons is. Nie 'n groot oomblik nie, maar 'n mooi een, 'n goeie een, 'n een wat ons kan onthou. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, in Joshua 5 lees ons van die Paasfees, van die nuwe brood, die nuwe koring, die nuwe oes van 'n nuwe land, dat hulle geëet het, en dat hulle vol geword het van hierdie nuwe belofte van die Here. Daardie oggend, toe hulle die opbrengs van die land eet, het die manna weggebly. 'n nuwe begin saam met God, met 'n stukkie brood. En net so, op Paasfees ook, het Jesus sy disippels by hom gehad. Hy het brood en wyn geneem en gesê, dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. En daarom vier ons ook die nagmaal. Omdat ons deel het in hierdie nuwe begin. Dat die Here vir ons elke dag sê, hy's hier, hy's by ons, hy dra ons. En hy gee vir ons elke dag wat ons nodig het. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges ook sigbaar. Ons het immers almal deel aan hierdie brood en die wyn. Niemand word uitgesluit nie. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Voor ons by die tafel aansit, moet ons onsself ondersoek en afvra, is ons bereid om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk? Ons is baie bewus van ons eie sonde en ons het daaroor verseker berou. Maar omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel aansit in sy groot, onverdiende, onmeetlike genade. Die deelname aan die nagmaal wil ons daarvan opnuut verseker. En wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van hierdie liefde, hierdie genade, sy versoening en sy sorg. God versorg ons met hemelse en aardse brood. En kom ons versorg dan ook uit dankbaarheid, anders so, wanneer ons die erediens van die lewe betree. En voordat ons gaan saam
eet aan die genade feesmaal, kom ons bid saam. So kom ons staan en dan bid ons saam die Onse Vader vir ons daaglikse brood vandag. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek gaan vra dat die musiekspan vorentoe kom en julle kan maar sit. En dan gaan ek julle nou uitnooi terwyl ons hierdie mooi lied sing, Surrounded by Holy. Ons word ingenooi in hierdie feesmaal en hierdie spesiale plek van die Here se teenwoordigheid. Terwyl ons dit sing, is julle welkom om die tekens te gaan haal. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan, glo en weet dat jou sondes volkome versoen is. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en weet dat jy deel het in die nuwe verbond. Kom ons dank die Here dat ons deel gehad het in hierdie feesmaal. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit om 'n stukkie brood te eet en 'n slukkie wyn te drink of druiwesap en te weet ons het volkome deel. Ons het volkome deel in die nuwe ding wat U met elkeen van ons gemaak het. 'n Nuwe verbond, 'n nuwe toekoms, nuwe oomblikke saam met U en saam met ons mense. Dankie dat elke sonde vergewe is. En dat ek opnuut weer kan dankbaar wees oor 'n herstelde verhouding met U. Mag ek die wêreld ingaan, sterk gemaak deur hierdie tekens, sterk gemaak deur U boodskap. En mag ek weet U is altyd by my. Amen. Kom ons dien ook nou die Here met ons dankoffers. Mag die liefde van die Here Jesus ons na hom toe trek. Mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak in sy diens. Mag die vreugde van die Here Jesus ons vervul. Mag die vrede